weg van die kosmos af, van die pa van ander alles. Want ek gaan 'n bietjie glo met dit. Vrou is spesiaal. God het daar spesiaal gemaak. Vrou het doel op hierdie aand. Wat is dat? Is om die kinders groot te maak? Vir die man te bid. Terwyl hy vir die werk is. So die Satan om nie kan aanval nie. Weet wat ons doen dit. Maar geliefdes, nietemin, vanmorgen se diens word gelei deur ons pastoor Amanda. Prys die Here. En praat se diens asseblief kom op om 4:00. Moenie dit misloop nie asseblief. Pastoor Marius gaan die boodskap bring. Woensdag is biddeling om 6:00. Vrydag, om 6:00, asseblief geliefdes kom op. Moet dit nie mis nie, man. Hulle het my hierdie week nog gewys, Vrydag, dat ek kan deur so 'n stukkie papier gaan. Amen. Word my, ek het dit nog opgeleer, want hoe kan ek leer dan? Maar hulle het my gewys ek kan. Ek is jammer dat ek getwyfel het, prys die Here. Dis nog 'n ding wat ek geleer het, wat die Here is gaan. Leer van geloof. En dan geliefdes, Sondagoggend 9:00, moenie dit misloop nie asseblief. En Sondag aan om 4:00. Geliefdes verder, Brian sal Sondag help in my. En Donderdag, 13 Mei is Wendy. Is jy van hulle hier? Nee, ek kan so graag gesien dat ek so dit moet om te sien. Maar nog ook, omdat het ons die geleentheid om die Here se naam groot te maak. Moederies sing om woord te eer. Amen. Jy weet die woord wat God sê nie, die man is die kop in die huis. Die vrou is onder die man. Maar geloof op my, wanneer die man nie teenwoordig is, is die vrou die hoof. Amen. So vanmorgen as jy die kop van hierdie huis, so kom ons maak die Here se naam groot vanmorgen, so tot nooit wat tevore. Julle het vanmorgen die geleentheid. Ek sal volgende op, elke dag is die nie, kyk so uit en ek sien, as so 3 druppeltjies water geval maak. En ek, want die deur is altyd so dat geleef op. Dis 'n lekker briesie wat in trek. Ja, prys die Here. Die winter is op pad. Want elke dag is die lig aan sy eie. Kom ons staan en dan gaan ons pastoor kom sê kom ons open met gebed vanmôre. Vader, in die naam van Jesus kom ons by U toe. Dit is baie dank vir Here vir die geleentheid wat ons het vanmôre om die naam groot te maak. Dank U ook Here vir hierdie dag wat hulle moederdag doen, Here, dat ons aan die moeders alle eer kan gee vir wat hulle gedoen het. Ons maak vanmôre dat U die woord sal seën, alles wat uitgaan vanmôre, dat U naam groot gemaak en geëer sal word. En dat die Heilige Gees sy werk sal doen, Here. Ons loof en prys U naam. Dank U Here vir die goedheid. Seën die sang, Here. Seën elkeen wat opgekom het by die huis toe. En Jesus se groot en heilige en wonderlike naam. Dank U Here. Amen. Kom ons maak die naam van die Here groot. Dit is groot te worden.
Pastoor Andre is ook een tweede om, hè? Dank Maar, die hele dag, God by toeg by. En hy voel dat hierdie gemeente is 'n gemeente wat ons land groei. Amen. En om te groei, het ons die nodige krag nodig. En dan kom die Here en hy voeg by. Daarom wil ek net vanmiddag dat so Erik sê, baie welkom en geliefdes. Hy is nou amptelik pastoor die by ons gemeente kom. Die Here het by. Ek is baie bly. Ja, dit is al ons pastoor hier so, pastoor Andre. En broer. Die Here sien jou. En hy ken jou gedagtes. En hy sê, leer jou volg Jesus. Baie welkom hier by ons nodig. En die Here sal julle seën. Geliefdes, kom ons gee 'n hande. Het is altijd een voorrecht om liedje te gaan zingen tot ere van, gewoonlijk tot die ere, maar vanochtend zing ik een liedje tot ere van die moeder. En dat is niet een grote geschenk wat die Here voor ons kan geven als die moeder, persoon wat ons leven geeft. En gewoonlijk val die duivel mij aan, maar hij gaat mij niet vandaag bij nie. Hij is alleen maar so. Die liedjie wat ek gaan sing, sy naam is What a Friend We Have in Mother. Kan nie glo nie.
will listen, she'll be there. Day by day as she grows older, she's the nation's guiding star. Don't forget the thread she told you. Might need them where you are. When her hair has turned to soul, her word, send her flowers sweet and fair. Drop a card or sing a letter. She'll be waiting, she'll be there. When her eyes have close to swim, gently kiss her icy brow. Fold her hands upon the bosom. She will rest in heaven now. When your days are dark and dreary, and your cross is hard to bear, don't let your memories fade. Of mother she'll be there. Sister Mickey vrouw. Goedemorgen, broers en zusters. Mijn hart is ook te presteren. Ik heb wel verschrikkelijke kleine hart. Weet je wat, ik heb wat heel vroeg ook te doen. En ik is alweer dat ik mijn hart verloor. En kinders wat nog hier is vandaag, ik wil jullie vragen. Koester jullie moeder. Wees lief bij jullie moeder. En elke dag moet moedersdag wees. Amen. Weet je dat ik heb 2 kleinkinders die wandelen in de tuin. Die wandelen plant gewoonlijk zomaar al bloem. En die tuin dat plant je zomaar een oud plant. En dan breng je op voor mij. En geef je op voor mij. En zeg dank je papa. Mama waardeerde. Nou dan loop ik in de tuin om een draai tapie toe. En ze zijn in zo'n klein bloemetje. En ik zie hem. En breng ze op voor mij. I said, thank you, Papa. I said, you're welcome, Mommy. Dus ik kom ik zeggen, maak je zaak. Hoe? Dan zeg ik, dit maak je zaak op jij vandaag een geschenk voor jouw ma hebt. Wat je moet doen. Als mama, ik is het voor jou. Dat is al wat je moet voor jou. Ik heb zo'n klein tekst, boodschapje. Ik wil niet meer woord eigenlijk. Ik was verschrikkelijk zenuwachtig geweest en ik heb nog een bijgang, ik heb nog die dingen gedaan. En nog merk ik nog bij een klink. En dat komt voor in Jesaja 49, versie 15. Jesaja 49, vers 15. Kan een vrouw haar zegelen vergeet, dat zij haar niet ontferm oor die seën van haar skoot nie. Weet julle wat?
om 'n moeder te wees is die wonderlikste geskenk wat jy kan van God ontvang het. En om 'n kind in die lewe te bring is die grootste geskenk wat God jou kan gee. Is om 'n kind, maar die Here sê ook, dan moet jy die fondasie reg lê. Jy moet hy kind groot maak, soos wat God wil hê jy moet dit doen. Want in Johannes 3 vers 16 het God sy seun ook na die wêreld toe gestuur, omdat hy ook kinders het wat die pad moet regloop. Wat moet opgevoed word, soos wat jy jou kind gaan opbring. So het God sy kind na die aarde toe gestuur, vir my en vir jou, om ons as kinders op te voed en om sy weer te kan volstaan. Mense, dit is seker die moeilikste werk wat 'n moeder het, is om 'n kind groot te maak. Want 'n pa bring voorsien vir die huis, maar jy wat agterbly, soos pastoor Thuis genoem het. Jy is die een wat die fondasie moet lê. Jy is die een wat sê my kind, dit wat jy nou doen, dit is nie die wil van God nie. Weet, baie kinders ry nou nie uit soos wat jy om groot gemaak het nie. Maar jy as moeder is dan nie hy te verantwoordelik vir die dade wat hy doen nie. Maar dat solank as wat jy weet, die tyd toe God hom vir jou gegee het, en toe jy hom nog kon buig, het jy dit gedoen. Jy het die fondasie reg gelê, maar weet dan die man dat so jare terug 'n liedjie gesing van 'n moeder wat vir haar kind bid. Dit is al wat ons kan doen. Wanneer jy daar instap, dan kan jy net op jou knieën gaan en jy kan vir jou kind bid. Is al wat jy kan doen. Ons kan nie voorsiening maak 24 ure daar vir jou kind as jy deur uitgegaan het nie. Al wat jy kan doen, soos pastoor Thuis gesê het, bly op jou knieën vir jou man en jou kinders as jy as ma, want as jy as ma agterbly, dan moet jy op jou knieën bly vir jou kinders. Dankie dan jou man.
Nou gaan ek maar nou lees en dan gaan ek aan nou preek. Ons as mamas, ons moet bidden vir ons kinders. Vra die Here elke dag vir leiding, vir krag en vir seëninge en geduld. Ja, geduld is 'n baie ja, is maar nie altyd moeilik en maklik nie. Ek draai elke moeder op aan die Koning Jesus, elke moeder se steunpilaar in die oog van die Here. Sonder 'n ma is daar niks. Here seën elke moeder harte om altyd die beste vir hul kinders te doen en te gee. Maak ons gehoorsaam om die woord van die Here aan te luister en om ons kinders in die weë van die Here groot te maak. Daar is baie ouers daar buite wat nog hunker na hul eie vlees en bloed. Ouers wat worstel, Here, waar is my seun? Here, waar is my dogter? Ons kyk net by U. Sonder U is ons verlore. Sorry, Here. Daar is so baie weerlose ma's weer ons kinders. Here, vandag sê ek dank U, Koning Jesus, vir die kinders wat U my gegee het. Al gaan hulle 'n bietjie af van die pad af, maar dankie Here, hulle bly nog by die voete van die Here. Daar is ouers vandag wat hulle kinders moet begrawe en trek daarvan dat kinders hulle ouers vandag moet begrawe. Daar is die enkel ouers wat moet ma en pa moet staan. Ek stuur net seëninge sodat dit met almal goed mag gaan. Maak nie saak wat mense sê en dink nie. Al hierdie dinge lê ons by Jesus se voete neer. Hy dra ons deur al die stryd en beproewings. Beproewings moet ons deurgaan. Weet jy, want jy is 'n koningskind. Moet nie toelaat dat jou geloof in Christus jou verlaat nie. Dan dit so 'n paar skrifgies wat ek wil kortliks lees. Jakobus 1:19 leer ons, wees altyd gou om te luister, nie te gou om te praat nie, en nie te gou om kwaad te word nie. Dit is aan die ding. Dan gaan nou Engels en ek lees vir ons die song. There is no way to be a perfect mother, but a million ways to be a good one. Spreuke 3:5 sê vir ons, vertrou op die Here met alles wat jy het. Moenie staat maak op jou eie insig nie en maak die Here vanmôre al ons moeders seën, hoor. Mooi dag vir julle. Amen. Een jong man het na teologiese kweekskool gegaan vir sy opleiding as predikant. En toe hom die vraag gestel was, deur wie se preek het jy tot bekering gekom? Het hy geantwoord, deur niemand se preek nie, maar deur my moeder se lewe. My gebed is dat u kind en myne ook enig so sal kan sê en nie die woorde wat hom nou vir julle gaan sing nie. Mommy, jy het my so baie geloof. Met jou beste vir my begin. Ek weet hoe 'n jong man moet gedaan om asseblief te sê wanneer ek iets van nie een keer examen geval altyd die woordste beoordeel en waardes bepaal, maar een ding het jy aan my gevra. Waarom
met Jesus te praat. Ek hoor, hy het sy lewe gegee, en dit vir my deel aan my neer. Ek mag nie die dinge self nie geleer, of ek jy net maar nie van Jesus vergeet. Waarom is ek nooit vertel van hom, dat ek weer een dag terug van hom, die belangrikste naam het jy nagelaat, my dan nie geleer om met Jesus te praat. Wil ek baie kort gedeelte lees, 'n baie kort woord, maar ek gaan nou nie net met die moeders praat nie. Ek wil vanoggend met die vrouens praat, en dan wil ek vir die manne so 'n bietjie 'n les vanoggend vertel. Ons gaan lees uit Johannes 20 vanaf vers 11. Maar Maria het buitekant by die graf gestaan en ween, en terwyl sy ween, buig sy na die graf toe, en sien 2 engele daar sit met wit klere aan, en een by die hoof en een by die voete waar die liggaam van Jesus gelê het. En hulle sê vir haar: "Vrou, waarom ween jy?" Sy antwoord hulle: "Omdat hulle my Here weggeneem het, en ek weet nie wat hulle waar hulle hom neergelê het nie." En toe sy dit gesê het, draai sy haar om agtertoe te sien, om Jesus sien staan, en sy het nie weet dat dit Jesus was nie. Jesus sê vir haar: "Vrou, waarom ween jy? Wie soek jy?" Sy het gedink dat die tuinier was, en antwoord hom: "Meneer, as jy hom weggedraai het, en sê vir my waar jy hom neergelê het, en ek sal hom wegneem." Jesus sê vir haar: "Maria." Sy draai haar om en sê vir hom: "Rabboni," dit beteken meester. Jesus sê vir haar: "Raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie, maar gaan na my broeders en sê vir hulle, ek het opgevaar na my Vader, en dat ek by God is en nie by julle nie." Maria Magdalene het aan die disippels gaan vertel dat sy vir die Here gesien het, en dat hy vir haar, wat hy vir haar gesê het. Verskoon julle my bril nie lekker lees nie. Hierdie verhaal van Maria is vir my baie kosbaar, want hierdie verhaal het vir my oopgemaak dat baie dink dat 'n vrou mag nie woord bring nie, 'n vrou mag nie van Jesus gaan vertel nie. Maar hier wil ek vanoggend vir julle die teendeel bewys. Toe Maria by haar graf kom, het sy 4 emosies getoon. Sy was hartseer, sy het vrees gehad, ongeloof, en tog het sy omgegee. Want toe sy ween, toe was sy bitter hartseer, sy het gehuil, want Jesus was nie daar nie. En toe sy besef hy nie meer daar is nie, toe raak sy bang en vreesbevange, en daar het ongeloof ingekom, omdat sy begin vrees het. Maar die feit dat sy hom wou kom haal en gaan begrawe het self, wys die omgee van Maria. Nou ek wil vir julle sê, toe sy daar hartseer was en geween het sy nie besef dat binnekort gaan sy juig en jubel nie. Nie die om die draai, gaan sy juig en jubel. En dit wat ek vanmôre vir julle sê, kom ons wees soos Maria. Weet julle wat het sy gedoen? Sy het vroeg opgestaan. Moenie dat ons slymer in slaap kom. Kom ons staan vroeg op. En wat het sy gaan doen? Sy het na die graf gegaan, sy het Jesus gaan soek. Kom ons vrouens begin vroeg in die môre soek na Jesus. En weet julle hoekom het sy stem herken? Julle weet 'n herder, as die lammetjies
skapies loop, as hy roep, dan volg hulle hom. En Maria het sy stem geken. Sy het geweet, want hy het nie dieselfde gelyk nie, maar sy het geweet dis Jesus wat praat. Kom so in sy teenwoordigheid, dat ons die stem van Jesus kan begin herken. En dat ons luister na die regte stem, en seker maak, dis Jesus' stem wat ons hoor, en nie 'n verkeerde stem nie. En weet julle wat? Toe Jesus nou met haar gepraat het, wat so wonderlik is, toe gee hy vir haar 'n opdrag. Hy het nie met die disippels gepraat nie. Nee, hy het met Maria eers gepraat. Hy het gesê, gaan jy en gaan sê vir my broeders, susters, vanmorgen vir julle sê, gaan jy en gaan verkondig die evangelie van Jesus. Amen. Moenie te opgooi nie, dit is nie maklik om net te begin, glo my. Maar ek wil vir julle sê, wees honger vir Jesus. Maar wie het honger te gaan om in sy teenwoordigheid te wees? Broers, julle ook, krijg die honger in julle harte, die honger in julle lewe, om by hom te kom, om by hom te wees, sodat jy kan weet wanneer sy stem praat, sodat jy na die regte stem kan luister. Die enigste voorwaarde wat jy moet doen, wees bereid. Jy moet bereid wees. God kan jou nie gebruik as jy nie bereid is om op te staan en sy aangesig te soek nie. As jy nie bereid is om op te staan en uit te gaan en te gaan vertel wat Jesus vir jou gedoen het nie. Jy weet, hierdie week wat verby is, ek was regtig hoorsiek. En ek word in donderdagoggend wakker met die woorde, daar's 'n vuur binne in my en dit brand. En weet jy dit, dan bid ek en dan raak ek aan die slaap. En as ek wakker skrik, daar's 'n vuur binne my. En ek wil nie ons met daai lied gou vanoggend almal saam sing. Julle kan staan as ons staan. Daar's 'n vuur binne my en dit brand, ja, dit brand. En dit lag van my woorde, moet ek voel sy van die maan. Die wegdraai van my daar's 'n vuur binne my en dit brand, ja, dit brand. Daar's 'n vuur binne Daar's net een God. Ek wil ook vanmôre vir die moeders sê. Wanneer jy bid, en dit wat jy vra, gebeur nie dadelik nie. Moenie bekommerd wees dat jy dink jy bid teen die ceiling vas, of jy teen die vloer vas.
Nee. Ek word voorbeeld vanmorgen gegee. My vrou en Nathaniel het my gebid. Nathaniel het later oorlede, my vrou het maar gaan my bid. Voor ons getrou het, sê my Nathaniel van, jong, jy kan nie met jou vrou nie, sy dronk gaan. Jammer vir die woord. Sy sê, nee, maak ek om lief. Maar God het 'n plan gehad dat dit doen gaan. 15 jaar na die gebed, kom die Here en hy draai my lewe om. Hy draai het om. Hy verlos my van 'n alkoholist. Mag hy van my 'n Godskind. En vanmorgen is dit net ek wat ek kan getuig. My broer. Ja, ons het die saam pijns geloop. Sy maak hom gebid. Prediker 3 sê vir ons, dat elke ding op die aarde sy bepaalde tyd om te gebeur. So moet nie dink jy bid jy hierdie siening vas nie. Nee, God hoor jou gebed. Maar hy gaan dit doen op sy tyd. Want God weet wanneer dit die regte tyd is. Daarom wat vanmorgen die moeder sê, moenie middeloos raak nie. Moenie word taal opgooi nie. Hou moed. Hou moed. Maak nie saak wat jou kind doen of jou man doen nie. Bid om. God hoor jou gebed. Liefdes, dan wil ek jou graag weet. Ek wil net Christen kom jy dit liefjes voor. Ek wil net graag deel my netjes daar is uit net. En dan maar is daar allemaal. Ek hoop ek jyne, ek het nie een vrou nie. Ek wil dat nie heen. Wat het elke vrou spesiaal gemaakt? Vrou soos jy hier sit vermoorde. Onthou net een ding. Jy is spesiaal voor God. En dan kom jou man partykeer moederloos en hy breek jou af. Moet nooit afgebreek voel, want God sien jou raak. God ken jou gedagtes. Daar is niemand soos hy nie. Daar is niemand soos hy nie. Nou wil ek vra dat al die moeders vir my opstaan. Hey, wat ek sê. Dit is die moeders, hy is ook die moeder.
moedertjies dat ek kry op die rede, gelukkig. Ek het nog ongeluk as nie moeder en ek moet snel op van die dag. Ons los het nog maar daar. Kom ons staan. Dan maak het die naam van die Here groot. En daarna gaan ons Pastor hierdie program kom ons afgesluit met gebed. Terwyl ons so net in dese programma asseblief geliefdes, maak julle harte oop. God sê, die vrymoedige gewer het hy baie lief. En hy sal kom seën. Hy sal kom byvoeg. Kom ons maak die man van julle. Amen. Kom ons ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. En nou mag die liefde van God ons Vader, vertroosting van ons Here Jesus Christus en die Heilige Gees met ons rus in die dag en elke dag van ons lewe tot in ewigheid. Almal wat dit sê. Amen.